Goeiemôre en welkom by ons oordeenking. Vanoggend gaan ons voort met Jesaja 33 waar daar 'n oordeel oor Assirië uitgespreek word en ek lees vir ons een vers uit Jesaja 33 en dan enkele verse uit Markus hoofstuk 15. Jesaja 33 die 19de vers. Die aanmatigende volk sal jy nie weer sien nie. Die volk met spraak wat te moeilik is om te volg, met 'n gestamel van tong wat onverstaanbaar is. Markus 15 vanaf vers 16. Die soldate het hom weggelei, die paleis, naamlik die Praetorium binne, en die hele kohort soldate byeengeroep. Toe trek hulle vir hom 'n purperrooi mantel aan, en sit vir hom 'n doringkroon op wat hulle gevleg het, en begin hom spottend groet, gegroet koning van die Jode. Hulle het hom herhaaldelik met 'n riet oor die kop geslaan en hom gespoeg en knielend aan hom die eer bewys. En nadat hulle hom bespot het, het hulle die purperrooi mantel afgehaal en sy boklere vir hom aangetrek. Hulle lei hom toe weg om hom te kruisig. Ons het gister gelees van die verwydering van die Assiriese amptenare, die leiers. Nou kom ons vanoggend by Jesaja 33 vers 19 en dit beklemtoon wat ons gister gelees het. Maar ons word vertel dat die Assiriese volk self ook weg sal wees. 'n Deel van die onderdrukking van die Jode was die onverstaanbare taal of obskure spraak van die Assiriërs. Die Jode kon hulle taal nie verstaan nie. Die Jode kon die opdragte wat aan hulle gegee is, nie uitvoer nie. Die Jode was nie in staat om enige betekenisvolle kommunikasie met hulle onderdrukkers te hê nie. Jy en ek weet dalk nie hoe dit voel nie. Maar tog dink ek ons almal verstaan daardie, kom ons sê universele skaamte of verleentheid en seer, wanneer 'n groep hulle vingers na jou wys, terwyl hulle hysteries lag en jy kan nie hulle taal eers verstaan nie. Ek dink dit is hoe die Jode gevoel het. Nou kom Jesaja en hy sê God se verlossing van Juda sal insluit dat hierdie onbeskaamde mense met onverstaanbare taal stilgemaak sal word. Hulle sal heeltemal verwyder word. Het jy al ooit die lyding wat Christus verduur het deur die spottende woorde van mense oordink? Mense en hulle leiers. Hulle het woorde van smaad na Christus toe geslinger. Hulle het Christus se eie woorde teen hom gebruik. En dit was deel van die vloek wat Christus gedra het, die straf wat hy vir jou en my gedra het. En dit was ook sodat God die wêreld kon oordeel vir sy ongeregtigheid. So leer ons in die woord. Weet jy, terwyl God die Vader nie die spottende tale wat in Christus se lewe oor hom uitgestort is stilgemaak het nie, sal hy uiteindelik daardie spottende tonge omdraai, om Christus die lydende diensknegt te loof. Ons lees in Filippense 2 vers 9 tot 11. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en aan hom die naam geskenk wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elke knie sal buig, van diegene in die hemel en op die aarde en onder die aarde, en elke tong sal bely, Jesus Christus is die Here, tot eer van God die Vader. Kom ons dank God dat hy met ons praat, deur sy seun en sy woord in 'n taal wat jy en ek kan verstaan. Ons dank hom dat ons sy woord in ons eie taal vertaal het. Kom ons prys Jesus, omdat hy die haatlike bespotting vir jou redding
ook verduur het. Kom ons sluit ons oë. Onse Vader in die hemel, Here, ons dank en loof U, dat U deur U Seun en U woord met ons praat in 'n taal wat ons kan verstaan, in ons eie taal. Dankie Here dat U, Here Jesus, die bespotting gedra het vir my redding as U kind. Leer my, gee aan my die vermoë en die wil om U woord wat ek kan verstaan, net elke dag meer en meer te ondersoek. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Ons sing vanoggend saam Psalm 46 vers 1 en vers 6. Geliefdes, vir môreoggend lees ons saam met Psalm 48 vers 1 tot 14 en dan ons vers uit Jesaja 33 is vers 20. Psalm 48 vers 1 tot 14 en Jesaja 33 vers 20. Aan elkeen 'n geseënde dag tot 6:00 môreoggend.